Goeie naand, ryklike seën in Christus Jesus. Soos ons beloof het, kyk ons vanaand na die tweede bergrede, en wat daar gebeur het, en hoe dit vergelyk met die verskyning van die Here op die berg Sinai, na die volk se uittog uit Egipte. Ons lees vanaf vers 24, Deuteronomium 5, lees gerus die hele gedeelte daar. Ons gaan net optrek van 24 af. And ye said, Behold, the Lord our God have showed us his glory and his greatness. Twee belangrike dinge om te onthou, his glory and his greatness. And we have heard his voice out of the midst of the fire. We have seen this day that God doeth talk with man and he liveth. Now, therefore, why should we die? For this great fire will consume us. If we hear the voice of the Lord our God anymore, then we shall die. Nou stuur hulle vir Moses op, en Moses sê vir hulle, okay, hy het nou vir die Here gaan sê wat julle te sê gehad het, en die Here het gesê, dit is goed en wel. Julle het goed gepraat. Dan antwoord die Here vir Moses, Oh, that there was such a heart in them that they should fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Go say to them, get you unto your tents again. In ander woorde, as ons dit vinnig opsom in 'n nette dop, die Here verskyn, hulle sien sy glorie, hulle sien sy heerlikheid, hulle raak bang, hulle sê nee, ons kan nie luister na die woorde wat die Here vir ons gee nie. Dit is te hard en te moeilik vir ons. Dit maak ons bang, dit laat ons bewe. Gaan Moses, jy en gaan luister. En die Here sê, gaan julle maar terug na julle tente toe. En kom ons in Johannes 6. En die hoofstuk begin met die gedeelte en sê dat Jesus het oor die meer gegaan en aan die ander kant gekom, op die berg gaan sit. Onthou, die volk het deur die water gekom, Jesus gaan oor die water, né? Dat is ons weer by die berg. Die mense kom, hulle kry broodjie, hulle kry alles, die Here stuur hulle weg, en dan kom soek hulle hom, want hulle wil hom nou koning maak, en dan leer die Here Jesus hulle aangaande die ware brood, wat van die hemel afkom. En Johannes 6 vers 53, Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye shall have no life in you. Whosoever eateth my flesh and drinketh my blood, hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Nou kom ons kyk wat antwoord die volk die Here. Many therefore of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying, who can hear it? En wat is die gevolg daarvan? Vers 66. From that time, many of the disciples went back and walked no more with him. En dan vra die Here vir sy disippels, wil julle nie ook maar gaan nie? Neem julle ook aanstoot? En Petrus antwoord en sê, Lord, to whom shall we go? For thou hast the words of eternal life. And we believe that thou art, and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Hoor weer, we believe, geloof. En dis die groot ding wat ontbreek het by Berg Sinai, en dit word op ander plek ook hier in Johannes aangespreek, ons kan dalk môre daaroor gesels. Net soos by Sinai, hulle kon die woord nie hoor wat die Here spreek nie, want dit was te hard vir hulle. Al hierdie dinge wat die Here met hulle gedeel het, hoe hy hulle geleer het en geonderrig het, dit was net te veel vir hulle. Hulle kon dit nie verdra nie, want
hier binne was duisternis. Baie keer is ons ook vandag, as die mensdom nog steeds so, ons soek al die voordele van die koninkryk van die hemele, ons soek al die blessings, maar ons is nie bereid om die pad te loop nie. Ons is nie bereid om dit te doen wat die Here van ons vra nie, om deel te hê aan Christus, om deel te hê aan die kruis, om deel te hê aan die doop, om die salwing van die Heilige Gees te ontvang. Ons wil niks van sulke dinge hê nie. Ons wil net die lekker hê. Ons wil net die mahala brood hê. Dis hartseer, maar dis die waarheid. Soos by die berg Sinaai, die Here Jesus wys sy heerlikheid vir hulle. Hy wys die wonderwerker vir hulle, maar dit het nie gepaard gegaan met geloof nie. Paulus trek ook hierop op, as hy praat en hy sê, maar hoekom het die Jode dit nie gekry nie as gevolg van hulle ongeloof? Nou dit is wat ons vanaand baie belangrik dat ons moet besef. Hebreërs sê in die dag van versoeking, moenie julle harte van besoeking, moenie julle harte verhard soos in die versoeking nie. Hier is die woord. Hier is wat nodig is om te kan deel hê aan die nuwe verbond. Jesus Christus is die deur. Hy is die nou weg. Ons moet hom volg. Sonder hom alles te vergeefs. Dit wat hy vir ons kom leer het, in die bergrede, in die res van die evangelie, soos dit uiteengesit is, al die gelykenisse, al die onderrig wat hy gegee het, dit is wat ons moet navolg, want hy, Jesus, hy is die deur. Hy is die brug, hy is die saligmaker, hy is die een wat die skeidsmuur verbreek, die vlekkelose lam. Deur sy bloed kry ons toegang tot die verbond. Alles seën en voorspoed mag die genade van ons Here Jesus Christus met julle wees. Mooi loop.